Hoe sal jy jouself beskryf? Optimisties of pessimisties? En wanneer iemand baie optimisties is, dan sê ander soms dat daardie een nog hardaarde toe gaan kom. Of wanneer iemand baie negatief is, dan sê die ander weer dat daai 'n doemprofeet is. En die vraag is seker, maak dit saak watter een ek is? Kom ons gaan kyk. Baie welkom by Deponent, my naam is Henning Davel. Wanneer ons oor optimisme of pessimisme praat, is dit nodig dat ons eers moet verstaan presies wat dit is. Ons kan sê dat optimisme en pessimisme op 'n spektrum of 'n skaal lê. Optimisme lê aan die een kant en pessimisme aan die ander kant. Wanneer ons van 'n optimis praat, 'n persoon wat optimisties is praat, dan bedoel ons dat die persoon meer positief as negatief is. Of wanneer ons van 'n pessimis praat, dan sê ons dat die persoon meer negatief as positief is. Nou wat presies is optimisme? Optimisme is die geneigtheid om die beste moontlike uitkoms te verwag of om slegs op die mees positiewe goeders in 'n situasie te fokus. 'n Optimis voel gewoonlik dat goeie goed gaan gebeur of dat sy drome gaan waar word. Hy verwag dus 'n mooi toekoms. Aan die ander kant van die skaal is pessimisme. Dit is dan weer die geneigtheid om die ergste moontlike uitkoms te verwag of om slegs op die mees negatiewe aspekte van 'n situasie te fokus. 'n Pessimis voel gewoonlik dat net slegte goeders in die toekoms gaan gebeur of dat hulle niks goeds het om na uit te sien nie. Nou, uit die aard van die saak, wanneer ons oor Christene praat, dan moet ons vir mekaar sê 'n Christen kan seer kry of hartseer wees. Jesus sê tog self dat die wat treur salig is. Maar uiteindelik moet ons vir mekaar sê dat Christene geen rede het om swartgallig of pessimisties te wees nie. Want die rede om positief te wees is altyd meer as die rede om negatief te wees. 2 Korintiërs 4 vers 17 vat iets daarvan vas. Daar staan, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. So dit wat seer maak, weeg nie so swaar soos dit wat ons hoop gee nie. Nou daar is verskillende soorte optimisme. Net omdat iemand optimisties is, beteken dit nie dat hulle 'n Christen is nie. Dit kan 'n natuurlike persoonlikheidseienskap wees, wat niks met geloof uit te waai het nie. En dan is daar iets soos wêreldse optimisme. Sommige ongelowiges weier eenvoudig om dit self te ontstel. Moenie worry nie man, dis 'n slagspreuk wat hulle gereeld gebruik. Nou hulle kan optimisties wees want karma sal alles uitsorteer of die heelal sal vir hulle sorg. 'n Party kies eenvoudig om maar net nie om te gee nie. Nou dit is 'n misplaaste optimisme met geen fondasie nie. Nou sulke positiewe mense put baie genot uit die lewe en dit is gewoonlik aangenaam om in hulle geselskap te wees. Iemand het eendag gesê, ag, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet maar net 'n lekker soort mens wees. Maar om 'n lekker mens te wees beteken nie noodwendig dat die persoon positief is omdat hy in God glo nie. Of al glo hy of sy in God, dat hulle die waarheid oor God glo nie. Sonder dat hulle dit weet, maak sommige Christene ook op 'n mindere of 'n valse God staat, omdat hulle 'n wanbegrip oor God het. Ons klou dikwels hardkoppig aan die gedagte vas dat ons dit wat ons harte begeer sal ontvang. Hoekom? Want redeneer ons glo dat ons sal. Ons dink omdat ons iets glo, dat dit sal gebeur. Nou, ons probeer baie hard om positief te wees, want ons is bang dat negatiewe gedagtes gaan veroorsaak dat my wens nie waar word nie. Nou, op die manier dien ons 'n afgod. Ons glo in die krag van positiewe denke. Nou, dit is 'n valse optimisme en dit is nie op die beloftes wat God in sy woord aan ons gee gebou nie. En wanneer so iemand se gebede nie verhoor word nie, los dit hom of haar met een van twee opsies. Of die persoon begin homself blameer en verwyd omdat hy of sy nie hard genoeg geglo of nie positief genoeg was nie. Of die persoon begin God verwyd omdat God nie sy gebede beantwoord nie. Nou, al twee opsies veroorsaak ontnugtering en verwyte en seerkry en hopeloosheid en net nog meer vrae. Maar dan kry ons regte Bybelse optimisme. En dit is wanneer jy regtig op God vertrou. Die Bybel noem dit hoop. Nou maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie. Ons weet dat God sien en dat hy omgee en dat hy elke traan sal afvee. Nou daardie vertroue gee ons selfs in die moeilikste tye 'n optimistiese uitkyk op die lewe. Nou Bybelse optimisme plaas nie soveel fokus op die aardse gebeure nie.
Dit kan moeilike omstandighede aanvaar, omdat alles ten goeie meewerk vir die wat God na sy voorneme geroep het, volgens Romeine 8 vers 28. God gegewe hoop kyk verby dit wat ons kan verstaan, om met 'n God gegewe perspektief na die lewe te kyk. Optimisme is die gevolg van 'n geloofskeuse wat jy maak. Nou, wanneer jy kies om God in alles te vertrou, kan ons op sy beloftes hoop. Op God te hoop en tevrede te wees op die manier hoe hy ons versorg, gee ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En daarom sê Petrus daar in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Paulus sê weer daar in Filippense 4 vers 6 en 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So, nou bly die vraag, kan jy regtig sê dat hierdie soort optimisme in jou hart is?